welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Schwan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook om dit kort genoeg te hou dat jy na 'n episode kan luister terwyl jy 'n bietjie van 'n blaaskans nodig het van werk. Vandag gesels ons oor aandele aansporingsskemas of dan in Engels share incentive schemes. Nou, hierdie aandele aansporingsskemas, ek dink mense vind hulle in groot organisasies, klein organisasies en daar's heelwat variasies van hulle, maar onderliggend bly dieselfde vraag eintlik maar opkom as mens gaan kyk na die ontwerp van hierdie tipe skemas. So ons fokus vir vandag is, wat is van die goed wat mense uit 'n belastingoogpunt nou moet kyk wanneer jy so 'n skema gaan ontwerp? Nou, uiteraard, hierdie is 'n komplekse area van belasting en mens gaan nie alles gedek kry in die tyd wat jy 'n vinnige koppie koffie drink. Maar ek het besluit om die gesprek vir vandag te fokus rondom 3 T's. Die tydsberekening, die tipe skemas en dan laastens trusts. So ons sal net nou kom by wat bedoel ons met elke een van hierdie goed. Nou as ons begin kyk na die tydsberekening, is dit nodig om net so bietjie weer te gaan kyk na die basiese beginsels in die inkomstebelastingwet wat op hierdie tipe transaksies geld. So wanneer 'n werknemer aandele ontvang as deel van sy dienspakket, as mens dit so kan noem, dan behoort artikel 8C van die inkomstebelastingwet te geld. Nou artikel 8C gaan weier as net die verhouding wat sê, as jy iets kry omdat jy 'n werknemer is, daar's 'n hele paar scenario's wat gedek word, byvoorbeeld om te sê, maar as jy 'n aandeel kry uit 'n reëling met iemand anders, wat weer op sy beurt 'n reëling met jou werkgewer het, dan geld artikel 8C byvoorbeeld ook. Of as jy 'n direkteur van 'n maatskappy is, sal 8C ook geld. Dit geld ook 'n bietjie meer as net aandele. Dit geld ook op regte wat hulle waarde van aandele aflei. So byvoorbeeld, jy kry in praktyk 'n aandele aansporingstrust, waar die aandele binne 'n trust gehou word, sodat die aandelehouding nie die heeltyd hoef van hande te verwissel, en werknemers kry 'n belang in hierdie aandele deur 'n belang in die trust te hê. So daai tipe regte sal ook onderworpe wees aan artikel 8C, en as 'n mens dan nou gaan kyk, iets soos byvoorbeeld aandele opsies, is ook binne die omvang van hierdie bepaling. So wat artikel 8C in hooftrekke sê, is dat wanneer 'n persoon 'n ekwiteitsinstrument ontvang wat binne die omvang van artikel 8C is, so waar hierdie verband met die persoon se diens bestaan, dan word die waarde van hierdie instrument, die markwaarde van die instrument, word as inkomste belas, wanneer die persoon of oor die instrument beskik, so verkoop, of wanneer die instrument vestig. En die hele onderliggende beginsel aan 8C is dat hierdie waarde van die instrument vorm nou maar eintlik deel van die persoon se besoldiging vir belastingdoeleindes. So, terug na ons tema of ons gedagte rondom tydsberekening. Wat baie krities is uit 'n 8C oogpunt wanneer ons praat oor tydsberekening, is die konsep van vestiging. So, uiteraard sal 'n belastingpligtige verkies in baie gevalle dat 'n instrument vroeër vestig wanneer die waarde nog nie noodwendig toegeneem het. So as ons byvoorbeeld na 'n aandele opsie of 'n aandeel appresiasiereg kyk, wat daar's 'n waarde wat begin groei, soos wat die aandeleprys verander van die waarde wat dit op die toekenningsdatum is. Daai instrumente het nie noodwendig baie waarde by toekenning, maar oor tyd as die skema sy doel bereik, gaan hulle baie waarde hê. Of selfs gewone aandele wat die waarde neem toe oor tyd, as dit die geval is, en dis tog die uitkoms waarvoor maatskappy sal hoop as hy 'n aandeel aansporingsskema het. So, in die lig van dit sal die belastingpligtige waarskynlik verkies om dat vestiging so vinnig as moontlik plaasvind, terwyl die waarde so laag as kan is. Die fiskus aan die ander kant wil seker maak dat die persoon belas word op die waarde wat hom of haar toeval, wanneer die waarde hom werklik toeval en wanneer daai waarde verdien is.
Nou, artikel 8C bestuur dan nou hierdie vraag rondom wanneer gebeur vestiging en dit doen so deur 'n definisie van beperkte en onbeperkte instrumente te hê. So die definisie van 'n beperkte ekwiteitsinstrument is redelik krities hiertoe. En die definisie het 'n hele aantal gevalle om te sê, maar as die reëling die volgende eienskappe het, dan is die instrument nog steeds beperk en dan het hy nog nie gevestig nie. En eers wanneer hierdie beperkings gelig word, dan vind vestiging plaas. So in die konteks hiervan, as mens dan nou gaan kyk na die definisie van beperkte instrumente, raak dit baie krities wanneer jy so 'n struktuur of so 'n skema gaan ontwerp om, as jy na die terme van die instrumente, die terme van byvoorbeeld die ooreenkomste waar die instrument uitgereik of gekoop word, al daai terme kan vir jou bepaal, is die instrument nog beperk of nie, en het hy al gevestig of nog nie gevestig. Die tweede T waarby ek graag wil kom, gaan oor die tipe skema. So as diegene van julle wat met rekeningkunde werk sal weet, IFRS 2, die rekeningkundige standpunt wat handel oor aandeelgebaseerde transaksies, maak 'n onderskeid tussen twee tipes planne. 'n Ekwiteitsvereffende plan en 'n kontantvereffende plan. Nou, belasting het nie hierdie selfde onderskeid nie, maar alhoewel daar dit in verskillende terme genoem word en nie uitdruklik genoem word ekwiteitsvereffend of kontantvereffend, is daar tog sekere effekte wat hierdie tipe skemas uit 'n belastingoogpunt kan hê. So as ons gaan kyk na dit wat jou tipies ekwiteitvereffende skemas onder IFRS 2 sal wees, dink ek gaan gewoonlik as 'n reël onder artikel 8C val vir belastingdoeleindes. Jou kontantvereffende skemas waar daar 'n kontantverpligting is om 'n bedrag te betaal, byvoorbeeld 'n bonus wat gekoppel word aan die aandeleprys. Daai tipe skema sal as 'n reël maar volgens die gewone beginsels belas word wat op besoldiging van toepassing is. En ek dink dit gaan heel waarskynlik 'n veranderlike vergoeding of 'n veranderlike besoldiging wees, soos beoog in artikel 7B van die inkomstebelastingwet. Die tweede effek wat die tipe skema het is, dit is 'n effek op die werkgewer. So as die werkgewer 'n 8C instrument toeken aan 'n werknemer, moet die werkgewer 'n aanwysing van SARS kry om te bepaal hoeveel werknemersbelasting teruggehou moet word. As dit 'n gewone kontantvereffende skema is, byvoorbeeld 'n betaling wat onder artikel 7B val, dan is dit onnodig. Die laaste effek wat die twee tipe skemas ook uit 'n belastingoogpunt kan hê, is rondom die aftrekbaarheid van die koste vir die werkgewer. So as die werkgewer betaal deur die uitreik van ekwiteitsinstrumente, dan was daar so 'n hele paar jaar terug 'n uitspraak in die Labatt Afrika saak, waar die hof bepaal het dat die uitreik van 'n maatskappy se eie aandele is nie onkoste werklik aangegaan. So wanneer die maatskappy die toekenning vereffen met sy eie aandele, is dit nie 'n onkoste werklik aangegaan en kry hy nie 'n artikel 11A aftrekking. As die maatskappy aan die ander kant egter kontant gaan uitgee, dan is ons duidelik in die wêreld van artikel 11A aftrekkings. Die laaste aspek waar ek wil gesels is trusts. Nou, die konteks hierso spesifiek is familietrusts, waar die persoon, in plaas van dat die aandele aan die werknemer uitgereik word, word dit aan 'n familietrust uitgereik. En die gedagte hier sal maar net wees om eintlik 'n bietjie welvaart buite die persoon se eie hande te bou. Ek dink tog ek wil graag noem dat mense hierdie moet onderskei van 'n aansporingstrust wat die werkgewer gebruik om so 'n skema te administreer. Dis nie die tipe trust waarvan ek nou gaan praat nie. So in die konteks van 'n werkgewer trust wat die skema administreer, dan is die belange in die trust gewoonlik jou 8C instrumente. Goed, so terug by die scenario waar daar 'n werknemer is, 'n familietrust, en die werknemer versoek eintlik maar die werkgewer om die aandele uit te reik aan die familietrust. Nou daar's twee baie belangrike goed wat mense hier moet onthou. 1, die werknemer wat die werk doen, word nog steeds belas op die waarde van die aandele wat hy ontvang, nie die trust nie, en ek dink dit is redelik te verwagte. Dis ook in lyn met goed soos byvoorbeeld paragraaf C
van die definisie van bruto inkomste. Die tweede deel wat vir heelwat mense onverwags is, en as mens mooi daaroor gaan dink, is dit presies wat eintlik mag gebeur. Dat wanneer jy gaan die werk doen, maar jy versoek dat die werkgewer die aandele na jou trust toeken in plaas van na jou as persoon, dan is jy eintlik maar besig om 'n oordrag van waarde van jou as persoon na die trust toe te maak. En daai oordrag van waarde, wanneer daar nou so 8C toekenning is wat na 'n persoon anders as die werknemer toe gaan, is daar 'n geagte skenking wat skenkingsbelasting op het op hierdie toekenning aan die ander persoon. En ek dink heelwat mense is nie bewus van dit nie. Goed, dan as ons miskien ter afsluiting dalk maar net weer kan noem, ons het oor die 3 T's vandag gesels, en hopelik uit die kort gesprek kon jy klaar aflei dat die belasting van aandele aansporingsskemas is 'n baie komplekse area van die wetgewing, en daar's heelwat fynere nuances wat 'n mens in ag moet neem. Die punt wat ek hopelik ook oorgekry het, is dat alhoewel daar baie variasies en baie kompleksiteit is daar 'n paar kritiese onderliggende beginsels wat 'n mens in ag moet neem. En ek hoop hierdie 3 T's het jou daarmee 'n idee gegee van wat van hierdie kritiese beginsels is. Goed, dis al vir vandag. Ek hoop jy het van die episode gehou. As jy het, gaan sluit asseblief op jou Potgooi platform aan en vertel al jou vriende en kollegas van die Potgooi. As jy enige vrae het wat jy graag sou wil hê ek in toekomstige episodes moet aanspreek, my e-posadres is onder in die notas tot die episode, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur om na te kyk. Maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie Potgooi episode is bedoel om belastingadvies te wees of selfs 'n plaasvervanger vir belasting op feitspesifieke advies. Tot volgende keer. Totsiens.